Soos u reg vanmôre vir die woord. Ons het 'n paar minute en ons praat oor een van die mees interessantste onderwerpe in 'n mens se lewe. Hoe om uit jou kondisie te kom en in jou posisie in te beweeg. Nou as jy so jonk soos ek is en jy het agtergekom, die lewe is nie altyd regverdig nie. Nou ons wil vir Gansbaai vanmôre sê welkom. Pastoor Emmy het ook vroeg vir my gesê, dra groete oor. Hulle is die nuwe pastore daar by Gansbaai se aanbiddingsentrum. En ek dink eers meer AGS nie. Dis nou aanbidding want die AGS staan almal gaan saam. En maar is by die AGS daar en ons is bly dat Leanne vanmôre hier is met al die mooi mense. Nou ons het die lewe klap jou. Goeds kan so skielik in jou lewe gebeur. Een foonoproep kan 'n doodstyding wees. Dit kan wees, polisie bel jou kinders in die moeilikheid. Jy kan voor 'n dokter sit en hy sê, jy gaan dood. Kondisie. Satan se plan is, hy haat God se kinders. Hoor wat ek sê. Want Jesus openbaar hom in Johannes 10 vers 10. Hoor wat noem hy hom? Hy sê, die dief, dis wat hy die duiwel noem, kom net om te steel, te slag, te verwoes. Die oorspronklike taal sê, om dood te maak. Dis die Satan se plan. Hy wil jou doodmaak, hy wil van jou beroof. Hy sit nie regtig agter jou geld en jou kos en jou klere en jou diamante en jou valstande en wat ook al nie. Hy wil die woord uit jou uitkry. Want die woord is die lig op jou pad. Hy gebruik daai goed om by die woord uit te kom. Het jy al gesê, ja die Bybel sê, nou waar's die Here nou in hierdie krisis wat ek is? Het iemand al so iets gesê? O, dank die Here vir die waarde, vir die ander, ons gaan 'n altaar uitnodiging maak, vir die wat nie. Luister, en die lewe kom jou in 'n kondisie sit, terwyl die woord van God en God se plan met jou lewe, hy wil jou in 'n posisie sit. Nou sê die Bybel, hy het die dae van jou jare getel. Nou omdat jy vanmôre nog lewe, is dit 'n teken. Jou lewe is nie oor nie. Jy's hier. Wat het die Here Jesus sê in Matteus? Jy is die lig van die wêreld. Jy is die sout van die aarde. Nou kyk, vat iemand so in sy gesig en draai, kyk in sy oë. En as jy sien dit lyk of die ligte of dim en bright is, dan trek jy net sy oor. Ek wil net jou lig aansit vanmôre. En as jy nie glo hy sout nie, lek gou aan sy hand. Jy gaan proe, hy proe so sout. Nou sê die Bybel, dis wat jy is. Vir jare het ons gehoor, jy's nie goed genoeg nie, jy's nie waardig nie. O, al jou foute, hoe sleg is jy, al hierdie goeders. Luister kerk, ek staar in Vietnam en nou is ek ingesmokkel as 'n onderwyser en ek was nou laas jaar daar, die vorige jaar en ek gaan nou weer binnekort Vietnam toe. En lang storie kort, is kommuniste voor jy preek sê hulle onthou, jy kan doodgeskiet word vandag of lewenslang in die tronk, dan dink ek, liewe Jesus, ek in Rusland, Vietnam toe gekom, om hier geskiet te word nie. En nou moet ek lughawe toe gaan, nou moet hulle met my vroeër lughawe toe ry, en nou sê ek vir Maak, hy noem my pappa, nou in Vietnam op daai stadium, jare terug, as jy 'n Christen word, gryp die familie jou saag, jou been af. Ek het ook gedog, dis Penny Poloni goed. Die kinders word, jare terug was hulle met heroïne ingespuit, sodat hulle nie teen die regering kan opstaan nie. So Maak was nou een wat so merk het, en hy moes veg, en toe vlug uit van sy ouer huis af, want hy's kommuniste. En Maak sê, papa, you need to go earlier to the airport. Nou dink ek, nou voor jy nog by die airport is, jy weet nooit die program nie. Ek sê vir my, nee, hulle kan nie, want jy weet nie wie se spioen wat geteken is aan jou lewe nie. So jy ry nog, dan hoor jy preek nou. Dan ry jy weer, dan hoor jy preek daar. So dis hoe dit werk. Lughawe toe. Ek sê nou, daar's 2 frase in die kommunistiese lande wat ek nie wil hoor nie. Wait and see, I'll tell you later. Moet nie dit nie. Ek het 'n ekstra gawe van nuuskierigheid. Ek wou al gister geweet het wat môre gaan gebeur. En nou stop ons by die lughawe. Nou sê hy vir my, sien jy daai toonbank? Hoekom ons vroeër hier is? Nou vertel hy my die storie.
My vriend het hier kom preek uit Asië uit, nou ek het ook nie nou die nie. En ek vergeet waar ek preek, en toe vertel ek hulle my goddelike openbaring, dat Adam en Eva was nie Chinees nie. Want as hulle Chinees was, hulle miskies tussen die appel en die slang, het hulle eerder die slang geëet as die appel. So, nou dit het nie so lekker afgegaan, party van hulle nie. Maar hier is die storie vanmôre. En hy sê, Papa, you need to go through there. They're gonna interrogate you. Nou dink ek, liewe Jesus, help my. Hy sê, my vriend het hier kom preek, en hy staat deur, en hy sê, o, jy's 'n toerist, ja. Waar was jy? Hy sê, daar. Hulle sê, jy lieg. Jy het by hierdie kerke gepreek, ons gaan nou daai pastore almal arresteer. Ek sê, Mark, why do you tell me this now? Ek sê, my vaderland. So nou staan die offisiere daar, hulle het hierdie kakie klere aan, groen, met hierdie rooi pips en die offisiere. Hulle interrogate, wat's die woord van interrogate? Shaba. Hoe? Ja, hier is nie ondervra nie, hierdie is like, hulle sê, jy lieg, jy was nie, ons het jou as spioen gehad. Nou staan die oomies daar, ek en Apostel Wie staan daar. Nou elke mens voor my wat nie 10 minute gaan hulle met hulle aan. Nie mooi nie, want hulle het nie maniere nie. En die volgende oomblik is dit my beurt. En hierdie offisier skree, stop! En ek dink, o, liewe Jesus, hier's dit. Hier's die einde, gone with the wind. Nou so help die Here my, dat 'n mens mos 'n natuurlike ding het. Jy het 'n radiator. OK, jy sal dit later kry. En hulle kry 'n 10 minute breek om gou tee te drink en badkamer toe te gaan. En 'n jong offisier kom in. Met ook so, en hy staan toe nie daar waar hulle ons almal so interrogate nie. Hy staan toe agter die kantoonbank, en ek kom, en dit kom net uit my mond uit, ek sê, jy's die mooiste mens, you are beautiful. Ek sê, you look like a movie actor. Nou, hulle weet nie as trane begin uit sy oë uit te hardloop. Hy sê, dink jy regtig ek is mooi? Dink jy regtig ek lyk so? Ek sê natuurlik, en hulle die mooiste velle wat jy aan kan dink. Want al wat hulle hoor is, hoe sleg is jy, dis al wat daar is, daar's niks vir jou verder in die lewe nie. Jy gaan nêrens toe nie, jy's 'n kommunis, en jy leef net, en dan gaan jy dood, en jy gee net jou hele lewe vir die kommunisme. En hy sê, vat jou paspoort, nou die kameras daarin, slide hom, binne 45 sekondes is ek dwars deur gestampel, en uit die ding uit. Nou, hoekom vertel ek hierdie goed? Omdat die vyand se plan is dieselfde. Hy wil jou onderdruk, jy's 'n nuwe skepsel as jy die Here ken. Nou kom Paulus en hy skryf van die kerk van Efese, en hy sê daar in Efese hoofstuk 2, ons temateks vir die maand, hy sê en hy het ons saam opgewek, saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Nou hierdie briewe, die briewe wat geskryf is, vertel ons kondisie na ons posisie toe. Wanneer die Here na jou kyk hy nie vir jou en sê jy's hopeloos, jy's kragteloos, jy kan nie, jy's te sleg en al hierdie goed en die Here wil niks met jou te doen hê nie. Nee, hy sê jy sit op hemelse plekke. Dis die denke van die mens by wat jy hoor en wat jy ervaar, wat maak dat jy voel jy's nie 'n wenner nie, maar 'n verloorder. Nou is dit vanmôre, kom die krag van die woord wat ons praat. Lê nie in die hoor alleen nie. Ons hoor preek het ek gehoor van 1969 af. En daar's preke wat ek kan onthou. Maar daar's preke wat ek nie wil onthou nie. Want wanneer dit kom by hoor alleen, geloof kom deur wat ek hoor, vrees kom deur wat ek hoor, ongelukkigheid kom deur wat ek hoor, maar wanneer ek die woord hoor en ek doen hom, die krag is in die doen. Jy kan maar daar staan met al die bestanddele om 'n koek te bak en sê, bak nou koek. Daai eier gaan net vir jou so smile, kyk en gaan later vir jou deur die eier kyk. En jy moet die eier breek, jy moet hom in die meel sit, jy moet die bakpoeier, wat jy ook al ingooi, en Engelse sout in. As dit kasterool, wat sit in die koek?
Moet jy al daai goed by mekaar kry. Jy moet die ding meng. Jy moet hom in die oond sit. Daar's 'n aksie. Ek staan nie voor die spieël en sê, borsel na my tande en ek maak so. Daai spieël skrik so groot as hy vir my sien. Jy moet die tandeborsel vat en jy het aksie. Help my. In die natuurlike, met die woord is dit dieselfde. Nou kom Jakobus en hy verduidelik vir ons 'n ding oor die woord. Wat ons het gepraat, wat is God se plan? Hy wil hê jy moet deel wees van 'n familie. God het al die tyd 'n familie gesoek, dis hoekom hy jou geskaap het. Laat ons mens maak na ons beeld, na ons gelykenis. Daarom beskryf hy die kerk as 'n familie. Kyk rondom jou en sê, heerlikheid, hier staan 'n familie vanmôre van my in hierdie gebou. Hy wil hê, jy moet luister, jy moet 'n aanbidder wees, deel van sy familie, aanbidder. Hy wil hê, jy moet 'n draer wees van goeie nuus. Dis wat hy wil hê. Nou kom die Bybel hier, en hy verduidelik, en toe Jakobus hierdie ding kom sê, in Jakobus hoofstuk 1, nou, ons het eintlik, toe ons gebore was ek in Zambië gebore, so ons het 'n gedeelte Engels groot geword, en toe my ouers terugkom na die Republiek van Suid-Afrika, my oupas was gouvernment, en ek eers gou kyk of hy was deel van die Ossewa Brandwag, hy en John Foster het die poskantoor opgeblaas. Nou, jy weet wat, ek dink ons vorige vanne was van helsdinges, want, so Engels was 'n ding, jy nie Engels nie, so ons moes Afrikaans leer. So nou, die Engels sê, James, dis okay. Hulle het 'n knoppie daar agter, as ek moet klaarmaak, dan val die water af. Hy James, nou het hulle van James na Jakobus gegaan, nou hoe die vertalers dit gedoen het, sal net hulle weet. En hy sê in vers 22, en word daders van die woord, en nie net hoorders, wat julle self, hoor wie bedrieg jou? Wat julle self bedrieg. So ek het die vermoë om myself te bedrieg, terwyl die woord iets sê, en ek nie die woord aanneem nie. Die volgende vers sê, vers 23, want as iemand 'n hoorder van die woord is, en nie 'n dader nie, die soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien. Vers 24, hy sien homself, gaan weg, en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. As jy bietjie in die jare kom, al wat jy in die gespieël onthou, is die sakke onder die oë, is die goeters, die jonges onthou, daar's 'n pysie. Maar jy vergeet eintlik hoe jy lyk. Nou sê die Bybel, dis dieselfde. Die woord is 'n spieël. Hy sê, as ek die woord net hoor en nie doen nie, is ek soos iemand wat nou in 'n spieël kyk. Ek het nou gesien, wow. En die volgende oomblik vergeet ek hoe ek lyk. Vers 25 sê, maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy wat 'n dader van die woord is, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetagtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, hoor wat sê die volgende ding, die mees ongelukkigste mens wees in wat hy doen. Nee, hy sal gelukkig wees in wat hy doen. Nou, wat wil die Bybel hê moet ons wees? Sê, daders van die woord. Sê, ek moet 'n dader van die woord wees. As die Bybel sê, bekeer en laat jou doop, dan beteken dit, dis wat ek moet doen. As hy sê, jy kan gevul word met die Heilige, dis wat jy kan doen. As die Bybel sê, jy's 'n kampioen, dan is jy 'n kampioen. As die Bybel sê, ek het jou mag gegee, om op slange en skorpioene te trap, en oral die krag van die vyand, dis wat jy geroep is om te kan doen. Jy sal jou hande op die siekes lê. Die Here gaan, nie ons wag vir Benny Hinn, nie ons wag vir, nee. Die Here wil jou gebruik om die dooies op te wek, die siekes voor te bid. Kom aan mense, om duiwels uit te kan drywe. Hy wil jou gebruik, want jy is die instrument wat God vir jare in die kerkwêreld ons vasgehou. Kumbaya, my Lord, kumbaya. Daar's net een nee, ons is nie in die superster nie. Ons is hier waar jy waardevol is en kosbaar. Jy sê, Gustaf, ek voel nie so nie. Niks met gevoel te doen nie. Gustaf, ek lyk nie so nie. Niks met lyk te doen nie. Dit het te doen met glo. En niks gaan gebeur
totdat ek van Tasha, Wian se vrou. Nou, Tasha is my jongste suster, en Wian is haar man, so hy is eintlik my skoonseun. En Tasha het nie gepreek nie, ons sit in 'n konferensie. En ek dink die tweede konferensiesentrum wat ons so begin het, aan die ander kant. En Judy Laird is hier, Amerikaanse vrou, kerkpak, wat nou Paasnaweek of Oktober was, kan ek nie onthou nie. En Judy preek, en die volgende oomblik gryp sy die mic, Tasha sit hier voor, gooi het in haar hande en sê preach. Tasha spring op en sy begin preek, en sy het nog nooit weer opgehou nie. In lande gegaan wat ek nie eers in gewees het nie. Totdat jy by die aksie van die woord kom, gaan niks gebeur nie. Jy moet die woord in werking sit. Nou ons tyd hardloop uit. Nou kom want die krag lê in die doen. Nou praat die Here Jesus homself in Johannes hoofstuk nommer 14 en vers 15. Halleluja. Sê vir iemand, ek is wat die woord sê ek is. Sê ek kan doen wat die woord sê ek kan doen. Ek sal bereik wat die woord sê ek kan bereik. En ek kan hê wat die woord sê ek kan hê. Nou kom die Here Jesus en hy verduidelik ons, daar's iets in ons liefde wat ons moet verstel. Hy sê in vers 15, hy sê, as julle my lief het, sê nie wanneer nie. Hy praat hy met gelowiges, as julle my lief het, bewaar my gebooie. Vers 16. Hy sê, dan sal ek die Vader bid, en hy sal julle ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. So my en u verhouding met die Here, het nie te doen met bang nie, bang ek gaan hel toe nie. Eerste keer wat ek in my lewe 'n Pinksterdiens besoek, kom uit hierdie stoere kerk uit, my familie ken net kerk, sondagmôre, sondagaande, woensdaagaande, en my pa het gepreek, en al wat ek geken het was kerk. Maar daai Vrydag aand in 1969, in November, toe ek na hierdie diens genooi was, toe Suster Brits my in my nek beetkryp. Want ek kan nogal terg. Hulle praat in tale, en dan gaan ek banana, pop. Papa. En sy hoor ek sê so, in die volgende oomblik gryp sy hierdie verwaande seentjie aan sy nek. Sy sê, Boetie, ken jy die Here Jesus? Ek sê, ek dink so. Sy sê, nee, jy ken hom nie. Sy sê, gaan jy hemel toe? Ek sê, ek hoop so. Sy sê, jy's reguit op pad hel toe. En sy druk my aan my nek op my knieë. En sy sê, bid hierdie gebed. En daai aand verander my lewe. Want dis die liefde vir die Here. Paulus skryf, wat dring ons? Wat het u gedryf vanmôre hier? Daar was dalk 'n magneet wat jou getrek het, maar is eintlik die liefde van Christus wat ons dryf. Dat jy uit die bed uitklim en moet opstaan en al die goede. Wat doen dit? Die liefde van Christus is ons dryfveer. Dit het niks te doen of ek voel of ek dit wil doen of ek nie wil doen nie. Sy liefde dryf my. Nou is hierdie ding so mooi. Nou kom dis die evangelie van Johannes. Maar nou kom die sendbrief in 1 Johannes 5. Daar reg die boek voor die boek van Openbaring. Hier het 'n Namakwalander by ons in die kerk gewees, regte daar van Garries af. Nou sê hy, blaai daar in die boek van Genis. Dis nou Genesis. Dan ga jy na die boek van Revolusie toe. Dis nou Revelation, Openbaring. So dis die boek reg voor Openbaring. 1 Johannes hoofstuk 5. Nou sê hy vir ons hierdie ding. Hy sê, want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie. Die Engelse vertaling sê, and his instructions is not irksome. Dit beteken dis nie moeite nie. My liefde vir die Here maak dat dit nie vir my moeite is om te kan doen wat ek moet doen nie. 2023, toe hulle my 6 maande gegee het om te leef, het ek kerk toe gekom, as niemand, my kinders het geweet, en hier en daar iemand geweet, maar ek het gepreek asof niks gebeur het nie. Wat was dit, die liefde?
Ek was in 70 verskillende Boeings, airplanes. Tot in airplanes wat soos Air Madagascar, waar die penguins hier op die vlerke staan, het ek partykeer gedink, Here, waar het ek nou in beland? Want ek was in Vietnam, maar al hierdie plekke in Indonesië, en ek het gesê, ek sal nie, laat niks eers my weghou nie. Sy instruksie vir my lewe is nie moeite nie. Moeite ontwikkel in 'n verskoning. Enige iets waar moeite bykom, dis waarmee ons baie keer sukkel. Want die wêreld klap ons en die toestande wat ons nou is, ons bly daar naby Platte Kloof op 'n Vrydag of dit reën, haal, storm, die moslimgemeenskap. Toe hulle daai ding begin het daar, het die regering vir hulle gesê, julle kan nie hier 'n mosk sit nie. Al reg langs die N1 as jy afkom, dat jy Platte Kloof se kant toe gaan. Jy kan nie, julle moet 'n sekere aantal families hê. Toe sit almal die huispryse ten hoogte te koop hulle daai huise uit. Of hulle kon bekostig of nie, om 'n mosk. Want ons werk vir, in Engels moet ek dit sê, we work for retirement, they work for taking over. Vrydag te loop hulle in daai reën, die kindertjies, alles, hulle loop. Ek het vir een ou gesê, heen, as ek so ding moet dra soos julle, was ek ge-aircondition. Ek sal julle nou later vertel wat dit beteken. Maar dis die liefde wat hulle vir 'n saak het, en dis 'n verkeerde saak. Hier is ons wat die koning van die eeue ken. So, kom ek stop net hier. Die vyand is agter die woord in jou lewe. Dink toe jy eerste keer van die Here hoor hoe aan die brand jy was. En dink deur al die goed wat jy gegaan het. Hy gebruik partykeer mense om jou te ontmoedig, omstandighede, situasies, familie, al hierdie goeders om jou in 'n plek te kry uit jou posisie in hemelse plekke om jou in 'n kondisie te kry. En dan wanneer jy in daai kondisie is, maak jy vrede. Dis soos mense voor ons so baie betrokke was by Bloemkombos en Wallisdien het ek gesien, mense kan tevrede raak met sy omstandighede. En hy aanvaar dit as natuurlik. Waar die Here nie wil hê nie, want hy sê ek het gekom dat jy my Zoe lewe kan hê, die lewe soos God dit reg nou het. Hy sê, Gustaf, jy verstaan nie my lewe nie, jy verstaan nie waardeur ek kom nie, die persoon wat ek oneindig lief gehad het is dood, of ons is geskei, of ons het hier goede gekom. Leanne se Male was 'n perfekte voorbeeld van hoe liefde werk, en hier gebeur hierdie ding in die COVID-tyd, en Pastoor Beverly wat hier is, hulle seun is daar, die oggend is die ouma oorlede, die middag is pastoor oorlede, en dan Pastoor Beverly nog oor daai saal gewees van die COVID. Wat 'n tragedie kan met 'n mens gebeur. 'n Tragedie. Dis Satan se metode om jou uit jou posisie te vat in jou kondisie. Waar jy nie hoop het nie, waar jy voel dit kan nie werk nie. Maar luister hier. Omdat die woord produseer lewe. Hy produseer lig. En hy produseer vermenigvuldigheid. Wil die vyand God se woord uit jou hart uitdruk. Die gelykenis van die saaier. Hy kom met vervolging en verdrukking en met dergelike dinge om die woord uit jou uit te kry. As hy die woord uit jou kan uithaal. Omdat hy weet hoe kragtig jy kan wees. Wanneer God iets op die aarde wil doen, raai wie wil hy gebruik? Nie 'n engel nie. Hy wil 'n mens gebruik. Toe die Messias geboor, het hy 'n maagd meisiekind gekry. Toe hy Israel uit Egipte, het hy vir Moses gekry. Luister, wanneer God iets wil doen, soek hy 'n mens. Niks te doen met ouderdom nie. Niks nie, ek preek al vandat ek 15 is. Het ek al begin preek in jeugdienste. Ek het 'n preek wat ek op 'n kasetband het, daar bo in die kas weggesteek. As ek nou die dag regtig benoud is, dan luister ek, sê ek, Here Gustaf, kan jy sulke nonsens gepreek het? Nou voel ek sommer beter waar ek vandag is, na 51 jaar in voltydse bediening. Die lewe
Jy gaan nie daardeur omdat jy sleg is. God jou misgekyk het. Jy nie 'n goeie mens is nie. Jy's 'n nuwe skepsel in Jesus. Jy gaan daardeur omdat die vyand, hy weet Jesus is God, hy weet die bonatuurlike, hy weet die inwonende krag van die Here binne in jou. Maar die vyand is bang. Jy moet skei wat hier is, hiernatoe. En 'n dader word van daai woord. En wanneer jy die woord begin doen, volg die woord se belofte vir jou lewe. Elke mens vanmôre in hierdie plek, wat vanmôre sê, Gustaf, ek wil die Here so ken, dat ek sal doen wat die woord sê ek kan doen. Ek wil bereik, die mense het vir my gesê, jy gaan dit nooit maak nie. Kraaifontein is 'n begrafplaas vir pastore. Ek moes dit verkeerd bewys, om uit niks uit te kon opstaan. Wat het ek gehad? Net die woord en mosterdsaad geloof. Kerk gevat met 3 tannies. Benou nie gelos. Daai tannies het hoede gehad, so groot soos flying saucers hier op hulle koppe. Geen make-up nie. Kom ek na hierdie kerk toe waar daar niks is nie. Hier langs die N1, daai toringkerkie. Eerste diens 15 mense. 3 maande kerk vol mense. Wat het gebeur? Ek moes die woord aan vashou. Was dit maklik? Nee. Hier was ek amper 2 keer geassassin, geboemboem. En my met 'n byl gekap. Daar by die groot fasiliteit. Oor die Here sê, gee hierdie 7 series BMW weg. En ek sê, wyk Satan, ek gaan hierdie kar weggee nie. Die Here sê, is ek wat met jou praat. En daai aand toe ek by die kerk uitry en die luister, en die kap 'n man my met 'n byl. Een van hierdie pikke, hierdie spoorwegpikke. En ek sê, jou Satan, en daai 7 series BMW is mos stadig om weg te trek, en ek dink, vandag ry ek oor iemand. En ek hoor die Here sê, is nie die Satan nie. So moet jy nie 'n dader van die woord is nie. Nou die vyand die reg, omdat jy ongehoorsaam is en nie die woord doen nie. Want die woord is die enigste aanvallende wapen wat ons het. Paulus sê in Efesiërs 6, die swaard. Al die ander wapenrusting is vir beskerming. En ek stop die kar en ek sê, Here, vergewe my. Ek kon nie gou genoeg wag omdat die kerk Sondagmôre kan begin om van hierdie 7 series BMW. Want Piet Koornhof, hulle was nog daai Sondag in die kerk toe ek die kar kry en ek dog ek gaan vir hulle gee. En die Here sê nee, jy moet hom vir Herman gee. Daai oggend toe ek die sleutels so vir hom gee en hy ontvang, het 'n verligting oor my gegaan. Deur die genade. So ek weet nooit of ek 'n kar het as ek in 'n diens is, of ek het horlosies weggegee. Ek het al vir iemand gedink as ek nou valstande het, dat jy net kan voel hoe voel dit om tog nie op die rims te ry nie, dat jy tog net 'n stuk biltong kan kou, maar ek het nou ongelukkig nie valstande nie. Maar goed weggegee wat skrikwekkend is. En ek sê nie omdat ek het net geleer. Ek wil 'n dader van die woord wees. Preek, dan sê die Here, gee jou klere weg. Dan sê ek vir die ou, kan jy net wag dat ek klaar preek, dat ek my broek kan uittrek in die kar, dan kan jy hom kry. Dis die Here se waarheid. Dan red die Here daai persoon op daai oomblik. So, wat's die sleutel? Ek moet die Here kan lief hê. Hy het my so lief. Hy het jou lief. Met al ons tekortkominge en foute. Jy sit miskien vanmôre vas. Jy weet daar's groter goed vir jou lewe. Maar iets voel of hy jou terughou. Dis die kondisie. Vanmôre wil die Here jou uit jou kondisie haal. Jou posisie te loop. So, gou 2 goed. As jy Jesus nie vanmôre ken nie, dis jou môre. Wanneer ek 'n altaar uitnodiging maak en sê om vrede met Jesus, neem Jesus aan, sê ek nie sluit by die kerk aan, dis nie wat ek sê nie. Dit moet deel wees van 'n familie. Wat ek sê, dat hy die koning van jou lewe word, dat hy weer Here word. Miskien het jy hom gedien en iets het in jou lewe gebeur en die lewe het jou geklap en mense het jou teleurgestel. Maar vanmôre is daar 'n liefde wat jou so trek.
En is daai liefde vanmôre wat hy wil hê jy moet aan die wêreld gaan demonstreer. As jy 2 het, gee vir jou broer wat nie het nie 1. As jy iemand weet wat jy wil sien wat met die ewige lewe met Jesus hê, dan deel jy en jy bid en jy gee liefde. Maar is 'n omdraaipunt vir 2025. Want dis jou jaar van die Gees en die Woord. Soos jy vanmôre en enige iets, of jy sê vanmôre Gustaf, ons gaan nou kinders inseën, ek vra so lank die familie gereed maak en vorentoe kom. Jy sê Gustaf, ek wil daai persoon wees wat terugslim in my posisie in hemelse plekke. Die ingang van die woord bring daai lig, lewe en vermenigvuldiging. Want jy's gekroon as 'n oorwinnaar, as die kampioen van die Here. Ouers wat die kind gaan inseën is, waar is julle mooi mense? Hoe is dit doop? Glory. Halleluja. Awesome. Wonderlik. Bly ek by inseëning en ek kyk nogal hier na mense met kinders wat nie kinders het nie. En dink ek, okay, so hulle maak gereed, jy sê hoe doop vrouens nou hier, as jy iemand na die Here toe bring, Gwen is 'n selleier, en hulle wen mense vir die koninkryk. So terwyl ons hulle besig is, elke mens wat vanmôre sê, ek kom, ek gaan doen, ek gaan die dader van die woord wees, sal julle saam met my opstaan asseblief. Almal wat vanmôre sê, ek's 'n dader van die woord. Ek's 'n dader. 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 Hier sien julle die dader van die woord. As jy iemand naby jou het, net vir tyd die volgende diens, die mense arriveer al. Kom ons vat net hande. Julle mooi mense, die hand van die Here is vanmôre op julle. God se hand is op julle vanmôre. Julle gaan deurbreek. Ek spreek genesing oor u liggaam, van jou hoof tot jou voetsole. Ek kom teen angs en elke ding wat te doen het met die senuweestelsel. Ek sê jy kom vanmôre in lyn met die woord van die Here liggaam, want die hand van die Here is vanmôre op hierdie familie, in die magtige naam van Jesus. Ek spreek deurbraak oor julle, deurbraak oor julle familie, in Jesus naam, en ons sê dankie daarvoor. So kom ons vat hande vanmôre. Halleluja. Van die staan hier, jy gaan storms losspreek, jy gaan die oes inbring, jy gaan die wonderwerkende krag van God sien gebeur. So ek wil jy moet agter my aanbid, sê Here Jesus, ek het vanmôre die woord gehoor, en omdat die woord vanmôre die waarheid is, het ek 'n besluit in my lewe geneem, ek gaan vanmôre dader van die woord wees, want die krag lê in die doen, en ek gaan nie net 'n hoorder wees nie, ek gaan die woord doen van hierdie oomblik af, in die naam van Jesus. Sê duiwel, ek het 'n besluit geneem, en daarom het ek die skild van die geloof, om elke vuurige pyl van die bose uit te blus. Ek het die swaard van die Gees in my hand, om deur te breek, en die wapen wat ek het is, Jesus het my autoriteit en mag gegee. Elke denke vanmôre wat my in gevangenskap hou, ek breek jou los vanmôre, want ek het die woord van God in my gedagte. Die woord sê ek het die gedagte van Christus, en ek sê dankie daarvoor reg nou, in Jesus naam, in Jesus naam. Halleluja. Kom ons gee die Here groot lof. Halleluja. Trots op jou my kind. Wat 'n groot besluit om te neem, om die Here Jesus. Ek was gedoop in 1969, toe ek weer oorgedoop in die Jordaanrivier, en toe Noag met die Titanic hier in die Kaap gekom het, kan eers mee onthou nie. Maar dit is 'n wonderlike ervaring, en vir die familie, julle weet, julle het iets reg gedoen, laat sy vanmôre by die Here kom. Ander ouers sit en worry oor die kinders, wat 'n voorreg, laat ons vanmôre hierdie gebeurtenis sien gebeur.
Jesus sê, dis 'n stap tot gehoorsaamheid. En wanneer ek dit doen, daarom moet ons hierdie doopbad moet so bewe. Laat ons hom elke Sondag gaan. Hulle doop baie mense hierso. En dis nou nie, julle is wederdopers, julle sleep almal nou soos krokodille water toe nie. Niks met dit te doen nie. Dis 'n bevel. Die Here Jesus het hom laat doop. Halleluja. Nou ons gaan afsluit. As jy persoonlike gebed nodig het, kan jy regtig kom. Hier's kragtige mense wat vir u kan bid. En ons gaan die Here in sy sterkte en in sy krag sien. Pastoor Frans, sal u vir ons kom afsluit asseblief? Kom ons sluit ons oë. Here, dankie dat ons weet vanoggend dat daar by u nie 'n ding is soos 'n misoes nie. Here, al u oeste wat u vir ons in ons hande gee en ons vertrou met ons hele hart, ons hele siel en ons hele verstand, sal 'n groot oes oplewer, soos wat Isak vir ons bewys het. Daar's baie voorbeelde in die Bybel, Here Jesus, waar mense uit kondisies uitgekom het en in hulle posisies ingegaan het. Here, in dieselfde reël geld vandag nog vir ons, want die woord leer vir ons, God is gister en vandag en tot in alle ewigheid is hy dieselfde. U het nie verander nie. U is nie vandag in 'n slegte mood of het 'n hoofpyn nie. Nee, u is die God van gode. U is die koning van konings. En Here, ons sit vanmôre ons volle geloof in u hande. En ons weet, as ons hier uitstap, gaan ons die wêreld tegemoet, maar ons stap die wêreld tegemoet met u aan ons kant, met u wat voor ons loop, agter ons is om ons te beskerm. En ons weet, Here, ons is meer dan oorwinnaars in Jesus naam wat vir ons die krag gee. Here, ek pleit die kosbare bloed oor elkeen wat hier is vanmôre, Here. En ons sê dankie dat ons met oorwinning hier kan uitstap. In Jesus naam. Amen en amen.